groet u geliefdes uit weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. Die sy seun, ons Yeshua Messia, hy wat nou gaan kom op die wolke. Hy wat die woord is van Jahwe, volgens Openbaring 19. En my gebed is dat die Yaruach ons sal leer, die Heilige Gees ons sal leer in hierdie wonderlikste tyd waarin ons lewe. Geliefdes, is 'n tyd wat eintlik vreeslik is daar buite. Ek wil net vir u 'n paar goedjies noem, maar ek hoop u weet dit self, en as u dit nie weet nie, dan is dit nou half sleg. Die paus is dood en begrawe, dit weet u. En hierdie eerskomende week kom sy opvolger word aangekondig. Wat volgens my die valse profeet gaan wees. Maar met dit saam gaan hierdie mense en hulle maak van hierdie paus so 'n wonderlike ou. Maar weet u, hy is die eerste Jesuïtiese paus in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk. En gaan doen 'n bietjie moeite en gaan kyk bietjie waaruit bestaan hierdie Jesuïte. Die mees geheime organisasie in die wêreld. Hulle wat die wêreld regeer, hulle wat die alles bewerkstellig. En nou was dit ook nie vir my 'n verrassing toe Klaus Schwab, die voorsitter van en die stigter van die World Economic Foundation of Order ook bedank het, ook op 88-jarige. Met ander woorde, al wat ek wil vir u sê is dat die tafel is gedek vir die koms van Yeshua. In die hemel is hy gedek vir hierdie wonderlike bruilof waarna toe ek en jy uitgenooi is. Vraag is net, aanvaar jy hierdie bruilof? En jy onthou nog wat sê Yeshua daar in sy woord van hierdie mense wat uitgenooi is en wat 'n klomp verskonings gehad het toe hulle moes gaan. Hierdie het 'n stuk grond gekoop, daarin het 'n bees gekoop, daarin het dit gedoen, daarin het dat gedoen. Moenie dit met u ewigheidslewe speel nie, geliefdes. Geliefdes, hierdie week het Spanje en Portugal 'n enorme kragonderbreking gehad. En baie mense sê, hulle sê dis nie 'n kuberaanval. Maar as hulle dit sê, maar jy weet, dit is eintlik 'n kuberaanval. Maar die uiteinde daarvan is chaos. Toilette werk nie, daar's nie water in die krane nie. Daar is, die robots werk nie, niks werk. En gaan kyk jy dat hulle tot 'n aankondiging gemaak het van 'n noodtoestand in Spanje. En goed, en dit is moderne Europese nasies. En so kom die USA, die Amerikaners. En hulle het vandag 'n ooreenkoms onderteken met Oekraïne oor al hulle mineraalregte. En dit was van die jare so, met die 3-jarige oorlog, hoekom het die Engelse teen ons geveg? Weens die minerale van hierdie land. En hulle het dit nog altyd gedoen, want hulle sê hoe noodsaaklike minerale het hulle nodig vir die bou van motors en name it. Maar die Amerikaners is ook besig om saam met Israel vir Iran te wil aanval. En weet u dat Rusland het hulle gewaarsku en gesê, julle mag, die skote julle dit doen en julle moeilikheid. In Israel is in mense jeugenis die grootste brand nog daar. En hulle beskou dit al reeds as 'n aanval. Brandstigting deur Hamas en ek weet nie wie als nie. Ja, geliefdes, en dit is my die ergste daarvan.
En Indië en Pakistan sê oor en weer van mekaar, dat die eerste ou wat nou gaan kernwapens gebruik, hulle sal dit ook doen. China teenoor Taiwan, Afrika, Suid-Afrika. Daar is nie 'n plek in hierdie wêreld waar dit nie basies chaoties gaan. Jy sal onthou jare terug, geliefdes, was daar 'n videoetjie wat uitgekom het hoe dit gelyk 20, 30 jaar terug. Hoe die Johannesburgse spoorwegstasie was en al die spoorweese stasies. Jy sal onthou hoe die strate gelyk, hoe het Hillbrow gelyk, hoe het al hierdie plekke gelyk in hierdie land. Dink bietjie mooi terug, hoe lyk hulle vandag? Chaoties. Alles is opgeneuk. Ek het nie 'n mooier woord daarvoor. Maar so gaan dit deur hierdie land. En hierdie land het soveel reën gehad. Weet jy dat daar nou nie milies is? Geliefdes, ek het probeer uitvind waar kan 'n milies kry en in hierdie land is daar in die silo's glad nie milies beskikbaar. Nou moet jy weet, geliefdes, dit is veevoere. Jy moet weet, dit is die stapel voedsel van die volk. Van hierdie Afrika. En daar waar nog milies is, geliefdes, daar swem die wilde eende in die lande. Een van die broers vertel my, hy daar na Potchefstroom toe gery in die mooiste, skoonste waters in hierdie mielielande. Die boere kan nie inkom om te oes. Ja, en so gaan dit oor die algemeen. Die krag is 'n probleem. Misdaad is 'n probleem in Suid-Afrika. Maar die kos is een van die belangrikste goed, geliefdes. En u moet nou vir uself dink, wat gaan gebeur in hierdie land, in die wêreld. Want hierdie wêreld het hulle lank voor die tyd alles so beplan om chaos te bewerkstellig. En ek gaan nou vandag, wil ek net vir u 'n paar plekke lees. Daar in Jesaja 26, ek dink. Kom ons kyk gou daar na Jesaja 5. Vers 20. Wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wie hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Jy moet bietjie mooi gaan kyk, geliefdes. Wat volg op al hierdie goed? Wat almal dink hulle is reg. Maar ek en jy weet dat hulle nie reg is nie. En daarom kom die woord van Jahwe ook daar in Jesaja 26. Nou sê hy vers 7, die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spoor van die regverdige gelyk. Ook in die weg van die oordeele het ons u verwag, o Jahwe. En jy gaan kyk daar in die psalms. Ek kan nou net nie mooi onthou wat 'n spesifieke psalm nie. Sê Jahwe dat sy toren laat hy oor vloede uitstort uit deur vloede. Met ander woorde, deur hierdie waar jy almal bietjie gaan pak slaag gee. Ook in die weg van die oordeel het ons u verwag, o Jahwe. Tot u naam en tot die gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit. Is u een van daardie wat Yeshua op die wolke verwag? Is u daardie een wat sy heilige name ken? Wat dit jou begeerte is van jou siel? En daar vers 9 sê, met my siel begeer ek u in die nag, ook met my gees en my binneste soek ek u. Want as u oordeel op die aarde is, en luister nou mooi, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. Vers 10. Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie. Wat onreg is, doen hy
doen hy in 'n land van reg en hy sien die hoogheid van Jahwe nie. Nou geliefdes, al hierdie dinge, hierdie wêreldgebeurtenisse, kom Jahwe en kom waarsku ons deur sy woord, deur sy profete, deur sy mense, dat ek en jy moet hierdie lewe van Jahwe, wat Jahwe vir ek en jy verkies het, moet ons bietjie gaan uithaal. Maar ons lewe nou in 'n tyd waarin ons die woord van Jahwe moet glo. Wat as ons dit nie glo nie, het ek en jy groot probleme, geliefdes. Baie groot probleme. En jy sal sien, geliefdes, daar byvoorbeeld in 2 Kronieke, of 2 Konings 6, daar waar Elisa se profete seuns vir hom sê, die plek waarin hulle bly is bietjie klein. Hulle moet vir hulle balke gaan kap. En ons ken daai geskiedenis toe hulle daar kom en hulle kap hulle balke. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water en hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. Nou is daar 'n groot probleem. Want as jy nie glo nie, het jy 'n groot probleem. Luister nou mooi wat sê hy, en die man van Elohim vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarheen gegooi en die yster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. Glo u dat Elisa daardie byl laat soos amper soos 'n rubber op die water laat dryf het? Want die woord sê so. Maar ook word ek en jy gewaarsku en is dit Jahwe se genade met ek en jy. En jy ken daardie geskiedenis van terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van Elohim het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Sien nie hoe word hulle gewaarsku, pas op. En moet ek en jy ook aan ons pasoppers wees, as ons al hierdie dinge sien van hierdie wêreld, dat ons kan weet, dat Jahwe is in beheer. Maar die koning het so gemaak, en nou sê die woord van Jahwe, en hy was daar op sy hoede, en nie net eenmaal of tweemaal nie, was hy die heeltyd op sy hoede. En het hy hierdie goede in aanmerking geneem, het hy alles hierdie ter harte geneem. En weet jy, geliefdes, dat daar die koning, en die ander koning van die Arameërs sê, maar jy weet, daar moet 'n spioen wees. Hy sê, maar, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Dit is Gehasie, wat daar staan, toe die koning van Aram hom wou vang, vir Elisa wou vang. Geliefdes, toe sê hy, die wat vir ons is baie meer as die wat teen ons is. En jy moet dit baie mooi gaan luister nou, geliefdes. Dat tot vandag toe is dit nog presies so. Tot vandag toe as die wat teen ons is, lyk vir ons, die wat ons met ons oë kan sien, baie erger as die wat vir ons is. Wat jy sien, die wat vir ons is, moet ek en jy ons oë geopen kry. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang, hy die koning van Aram gesê. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. En toe het hy daar die stad omsingel, om vir Elisa te vang. Verder sien ons daar die geskiedenis, hoe dit wonderlik uitgewerk het vir hierdie Elisa en sy manne. Want wat? Hulle het op Jahwe vertrou. Op wie vertrou u, geliefdes? En geliefdes, ek wil nou, omdat die tyd altyd teen ons is, wil ek vir u sê, dat u moet ag gee op hierdie wonderlike dinge van die woord van Jahwe. Op al hierdie
waarskuwings moet ek en jy pas dan, want weet jy wat is die wonderlikste daarvan? Dat ek en jy dit voor die tyd alles weet, want Jahwe sê vir ons presies wat gaan gebeur. Is dit nie wonderlik nie? So al wat ek en jy moet doen, ons moet net reg wees vir sy koms, maar ook sal hy vir ek en jy in hierdie tyd bewaar. En ek groet u in die wonderlike naam van ons Jahwe Elohim. Shalom.